Welkom terug, maats. Vandag gaan ons leer oor voornaamwoorde. Welcome back, everybody. Today we're going to learn some more Afrikaans voornaamwoorde, which means pronouns. 'n Voornaamwoord is in die plek van 'n selfstandige naamwoord om 'n herhaling van die selfstandige naamwoord te verhoed. And that means the pronoun is in the place of a noun to prevent the repetition of the noun. Goed, maats, kom ons kyk nou na 'n paar voorbeelde van voornaamwoorde. Now let's look at a few examples in Afrikaans. Sy, which is she, hy, he, hulle, they, julle, you, that's the plural. Jy, which is the single form of you. Ons, we. Haar is her. Hom is him. Dit is it. Ek is I. A pronoun can also indicate gender, as in female or male. 'n Voornaamwoord kan ook geslag aandui, byvoorbeeld die vroulike vorm of die manlike vorm. Die vroulike vorm kan wees sy of hare, die manlike vorm hy of syne. Daar is 8 soorte voornaamwoorde. Die eerste is persoonlike voornaamwoord, nommer 2 onpersoonlike voornaamwoord, 3 besitlike voornaamwoord, 4 vraende voornaamwoord, 5 aanwysende voornaamwoord, 6 onbepaalde voornaamwoord, 7 betreklike voornaamwoord en 8 wederkerende voornaamwoord. So we have 8 types of pronouns, but we will go further into detail. Die eerste een is 'n persoonlike voornaamwoord. In English, it's called a personal pronoun. 'n Persoonlike voornaamwoord verwys na iemand spesifieks en word gebruik in die plek van die selfstandige naamwoord en eienaam. That means it refers to someone specific and is used in the place of the noun and the proper name. Hier is 'n paar voorbeelde van 'n persoonlike voornaamwoord. Hy, sy, ek, jy, hulle, julle en u. Here are a few examples in sentences. Kyk nou na die voorbeelde in die sinne. Sy is baie mooi. She is very pretty. Hulle stap in die park. They walk in the park. Hy staan vroeg op. He gets up early. Jy kom vir my kuier. You are coming to visit me. Die tweede soort is 'n onpersoonlike voornaamwoord, an impersonal pronoun. Dit word in die plek van 'n voorwerp gebruik. In hierdie groep is daar net 2, dit en daar. There are only 2 words we use in this group, it and there. It comes in the place of an object. Kom ons kyk nou na 'n voorbeeld. Dit is nat as dit reën. Daar is baie visse in die see. Die derde soort voornaamwoord is 'n besitlike voornaamwoord. That means it's a possessive pronoun. Dit dui op iets wat aan iemand behoort. It means something that belongs to someone. Here are a few examples of sentences with the possessive pronoun besitlike voornaamwoord. Maats, kom ons kyk gou-gou na 'n paar voorbeelde in sinne. Hy kuier by sy maats. Sy eet haar kos.
Jy bære jou boek. Goed maats, die vierde ene is die vraende voornaamwoord. This is the interrogative pronoun. And these are words that we use in questions like what, who, whom, where and when. Die vraende voornaamwoord kom aan die begin van 'n vraag. Byvoorbeeld, wie, wat, hoeveel, waar, wanneer en hoe. Now here are a few examples. Kom ons kyk nou na 'n paar voorbeelde van vrae. Wie is daar? Wat is dit? Hoeveel mense is hier? Waar is my sleutels? Wanneer kom jy kuier? Hoe laat is dit? I hope this helps you a lot. Ek hoop dit help julle sommer baie. Kom ons gaan nou na nommer 5 toe. Die 5de soort voornaamwoord is 'n aanwysende voornaamwoord. That means demonstrative pronoun. Hierdie woord dui op die antwoord op 'n vraag. This word indicates the answer to a question. Byvoorbeeld die, hierdie en daardie. That means this, these and those. Hierdie boek is myne. Ek het daardie mat gekoop. Die skoene is myne. Die 6de soort is 'n onbepaalde voornaamwoord, an indefinite pronoun. Dit dui op 'n nie spesifieke plek, persoon of ding. It is a word that refers to a non-specific place, person or thing. Byvoorbeeld iets, niks, almal, elkeen, iemand of diegene. Kom ons kyk nou na 'n paar voorbeelde in sinne. Now let us look at a few examples in sentences. Ons is almal moeg. Daar is iemand by die deur. Ek het niks gekoop nie. Goed maats, kom ons doen nou die 7de soort voornaamwoord. Dit is 'n betreklike voornaamwoord. That is a relative pronoun. Dit verwys na iets wat met mense te doen het. A relative pronoun refers to something that has to do with people. Byvoorbeeld wie, wat, waaraan, waarop, waarin, waarvoor. Relative pronouns are used as conjunctions to combine two sentences. 'n Betreklike voornaamwoord kan ook gebruik word om twee sinne te verbind. Kom ons kyk nou na 'n paar voorbeelde van betreklike voornaamwoorde in sinne. Die kar waarin hy ry is blou. Die stoel waarop sy sit is groot. Die seun wat speel is stout. Die 8ste soort voornaamwoord word genoem die wederkerende voornaamwoord. This is called the reflexive pronoun. Dit is wanneer die onderwerp en die voorwerp van die sin dieselfde mens, dier of ding is. A reflexive pronoun is a pronoun that refers back to the subject of a sentence. These pronouns end in self or selves and are used when the subject and the object of a verb are the same. Voorbeelde van die wederkerende voorwerp is byvoorbeeld myself, jouself, homself, haarself. Hier is 'n paar voorbeelde in sinne. Ek troos myself. Sy ontstel haarself. Hy was homself. Die woord self word net saam met die wederkerende voornaamwoord gebruik as daar onduidelikheid is oor wie die voorwerp van die sin is.
That means the word self only is used with the reflexive pronoun if there's uncertainty on who the person or the subject in the sentence is. Kom ons kyk na 'n paar ander voorbeelde van weerkerende voornaamwoorde. Hy ontstel hom maklik. Sy verwonder haar. Ek skaam my. Hy vervies hom. Sy misgis haar. Ek het my verbeel. So hierdie is ook voorbeelde van wederkerende voornaamwoorde in sinne, waar ons my, haar, hom, jou, hulle en julle kan gebruik. Baie dankie aan almal van julle dat julle my video's gekyk het vandag. Ek hoop julle het sommer baie geleer. Thank you everybody for watching this video today. I hope this helped you a lot and that you've learned something today. Please be on the lookout for my next video as we're going to learn some more Afrikaans. And don't forget to share, like and subscribe to my channel. Thank you everybody. Have a blessed day and please be safe.